Terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Dankie Vader Jahwe vir hierdie lofliedere wat ons kon gesing het, uit ons harte uit, dat ons koning opgestaan het uit die dood. En Vader Jahwe, u raadsplan wat so haarfyn, perfek, volmaak, voor die grondlegging van die wêreld in u ewige wysheid bestaan het, bokant ons begrip, bokant ons verstand. Dank ons u Vader, dat ons kan deel wees van u koninkryk, dat ons van Yeshua kan leer om te bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. En dan spesiaal vir oggend, Vader Jahwe, laat u koninkryk kom. Dankie dat ons burgers kan wees, deelgenote, huisgenote, dat ons kinders in u huis kan wees. Daarom, terwyl ons as bruid ons koning verwag, wil u vir ons deur die Gees help vanoggend om daardie lampies vol te maak met die olie, dat daar by ons hart 'n brandende hart sal wees, 'n liefdesgloed, 'n ywer, om te wag vir ons koning, ons bruidegom. Ons dankie dat ons hierdie boodskap aan u kan opdra en vra, Vader, seën dit in ons harte, en laat dit veel vrug dra, tot u verheerliking in Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Dit is wonderlik om weer bietjie hier in Pretoria te wees. En ons is besig met ons reeks in Filippense 2. Die laaste boodskap wat ons hanteer het was 5 Julie. Dit voel soos lank terug. Maar dit was die verheerlikte dienskneg. In Filippense 2 vers 5 tot 8 het ons bietjie uit Jesaja uitgesê, maar hierdie dienskneg is geprofeteer. Ons het eienskappe van hierdie dienskneg wat dan sy hele lewe sal aflê, uitgelig en gesê, dit begin by die liefde. Dis 'n geroepe dienskneg. En daarin vind ons die voorbeeld, die toepassing vir al ons diensbaarheid op aarde. Ons is nie soos kinders wat môre in grom wat alweer werk kry nie. En kyk rond, hoekom moet ek daar, as jy in 'n groot huisgesin is dit altyd wonderlik dat jy voel jy kry al die werk. Jy voel of as iemand gesoek word om werk te gee, is dit jy. En ons sien nie dit by Paulus nie. In Paulus se lewe is daar hierdie ywer en hierdie oorgawe omdat hy Yeshua as voorbeeld het. En dit is die studie rondom Filippense. Ja, dis 'n gemeente met uitdagings en sekere konteks en ons het al baie daaroor gepraat en ons sal dit nog baie noem, maar die beginsel dat ons oog op Yeshua hou, bly dieselfde. En dan weer eens vanoggend deel 2 dan van hierdie verheerlikte dienskneg, vers 9 tot 11, en ons het dit lieflik besing, en mens het so 'n verwagting om saam met die engelekore dit te sing, en vir die ewigheid, hierdie opgestane koning, verheerlikte dienskneg. So ons lees vanoggend, kom ons lees net weer daar die hele gedeelte, Filippense 2 vanaf vers 5, dan tot en met vers 11, Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Messia Yeshua was, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Yeshua Messia die heerser is tot die heerlikheid van God die Vader. En dis ons doel. Ons doen hierdie studie, ons het 'n verlang na verandering, omdat dit verheerlik Jahwe. Dit is waaroor dit gaan. Nou, vanoggend dan spesifiek, begin ons daar by vers 9, nadat ons gelees het in vers 5 tot 8, die vernedering, die diensbaarheid, die aflê, Yeshua se gesindheid, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, lees ons vanuit hierdie gehoorsaamheid
is daar verheerliking. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en in hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Nou dit is vir elkeen van ons se siele so noodsaaklik om te verstaan hierdie woordjie verhoog. Wanneer ons nie 'n helder beeld het van Yeshua se koninklike status, van sy verhewendheid nie, dan is dit letterlik ons laat ons visie begin al hoe laer, en ag mense sien dit in die ou liggaamsportier, as jy so 'n bietjie begin afkyk en voete sleep, maar wanneer mens opkyk en hom aanskou, die profeet sê, jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou, dan gebeur daar iets in jou geestelike lewe. Daar is 'n verantwoordbaarheid. Wanneer jy hom sien, ons sien in Jesaja, Daniel, Johannes op die eiland Patmos, wanneer hulle Yeshua sien, dan is daar 'n totale oorgawe. Daar is 'n liefde, daar is 'n absolute erkenning, daar's niemand soos U nie. En dis wat Paulus vir die gemeente van Filippense in hierdie lofsang duidelik uitlig. Yeshua is uitermate die hoogste vorm, as jy nou trappe van vergelyking kan sê, die grootste, magtigste, heerlikste, helderste verhoging. Kom ons sê net die beginsel. Wat het Yeshua gepreek op aarde? En ons blaai vinnig in ons Bybels na die beginsel in Matteus 23 vers 12. Matteus 23 vers 12. En hier is 'n baie belangrike beginsel wat ons bo aan hierdie boodskap in die inleiding gebruik. Matteus 23, ek dink almal kan dit quoteer, maar ek wil hê ons moet dit tog in ons Bybels net volg. Matteus 23 vers 12. En ons is al redelik aan die einde van Yeshua se bediening op aarde waar die vervolging al hoe intenser geword het. Matteus 23 vers 12. Wie homself verhoog sal verneder word en wie homself verneder sal verhoog word. Van wie is dit volmaak vervul? Ons het nou net in Filippense gelees. Wie het homself verneder tot die dood toe? Yeshua, dit wat hy gepreek het. En hy sal verhoog word. En dit is vir ons, want ons lees baie keer hierdie teks en dink ons dit is eerste van ons op toepassing. Yeshua het kom leef. Hy het kom openbaar. So ons sien in sy lewe hierdie uiterste vernedering aan 'n vloek. Vervloek is elkeen wat in 'n kruis hang. Daardie naaktheid, daardie gesel. Maar wat sê die koninkryksbeginsel? Elkeen wat homself verneder sal verhoog word. En dan sien ons hy is nie net verhoog nie, uitermate verhoog. En dit gee vir ons die realiteit, soos wat Paulus hulle dit baie sterk gepredik het, Romeine 8. As ons gelykvormig word aan Yeshua se lyde, dan sal ons dit ook wees in sy verheerliking. En dis die hoop. Dis hoekom die Filippense, dis hoekom ons kan regtig met blydskap vernedering ervaar, selfs nastreef, met blydskap, want wat lê na die vernedering? Verhoog in Yeshua. Hierdie beginsel is baie spesifiek met die oog vir ons, om voor Jahwe, wanneer word jy verneder? Wat beteken nederigheid voor Jahwe? Afhanklikheid, maar in terme van sonde, vergifnis. Kom ons blaai na die bekende situasie. Onthou hulle die fariseer en die tollenaar gaan albei om te bid? Lukas 18, ons blaai vinnig sin toe. Dan sien ons hoe word hierdie gedagte vir ons baie duidelik beskryf. Waaroor gaan hierdie vernedering? Dit gaan nie oor om net 'n introvert te wees en stil te bly nie. Nee, jy kan maar jouself, jy kan maar lag en spontaan wees. Hierdie nederigheid gaan oor jou posisie voor Vader Jahwe ten opsigte van jou geregtigheid. Is jy iemand wat op jouself steun? Is jy iemand wat op jou eie werke steun? Of kan jy soos die sondaar bid in Lukas 18? Die verhaal is daarvan vers 9 tot 14. Kom ons lees dit vinnig.
terwille van die jong mense wat dit dalk nie so goed ken nie. Lukas 18 vers 9, en Joshua het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10% van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan. Hy wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Nou kyk nou mooi. Kyk nou hoe sluit dit by ons tema vanoggend aan, vers 14. Joshua sê, ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want, dis die konteks, elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. So hierdie hele beginsel van vernedering en verhoging staan binne die konteks van sonde, vergifnis. As jy jouself verhoog deur neer te kyk op hierdie klomp onregverdiges en al hierdie sondaars om jou, wat sal met jou gebeur? Jy sal verneder word. Jou ongeregtigheid sal geopenbaar word. Maar wanneer jy jouself verneder, soos hierdie tollenaar sê, wees my genadig, help my, red my, Joshua, Jahwe verlos my, wat is die belofte? Waar staan ons as gemeente? Jy sal verhoog word, maar nou, die verhooging vind in Joshua plaas. Want hy was verneder, en in sy vernedering het ons die openbaring van die verhoging. En as ons in onsself probeer, sal daar geen verhoging wees nie, maar wanneer ons aan sy vloek houd, hoe verneder jy jouself? Deur te assosieer met sy sterfte, sy vernedering. Jy skaam jou nie vir die vloekhout nie. Jy sê, dis my sondes. Dis ek sterf saam met Joshua. Jong mense, ek laat my doop en sê, ek vereenselwig my met Joshua se sterfte. Dit vernedering. Geen geregtigheid in myself nie. Dan, wat is die belofte? Jy sal in Joshua verhoog word. Hierdie tema wil ek graag vanoggend, dit is nie geïsoleer nie. As Paulus aan die Filippense skryf, is dit sy prediking. Saam met Petrus, saam met Johannes, saam met die hele Nuwe Testament. Ek wil dit vir julle wys vanoggend, dat hulle fokus op die verhoging van Joshua. Kom ons blaai bietjie daar in Handelinge, by Pinksterdag, Handelinge 2, waar Petrus vervul met die Heilige Gees van Joshua getuig. Nou fokus ons spesifiek op hierdie woord verhoog, die verhoging van Joshua. Wat is dit? En hoe verstaan ons dit? Nou, ek gaan net vinnig eers die teks wys en dan die konteks daarna gee. Handelinge 2 vers 32 is Petrus besig om te preek. Hierdie Joshua het God opgewek. Dis die fokus, opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy, dis Joshua, dan deur die regterhand van God verhoog is. Sien julle hom? Hier's Petrus besig, die eerste preek, die eerste bekeerlinge hoor, Joshua is verhoog, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Die verhoging van Joshua het in die koninkryk van die hemel hierdie progressie waar die Heilige Gees uitstort, die gemeente gevul word, maar dit gaan alles oor Joshua se verhoging. Nou, hoe het Petrus dit verduidelik? As ons net die konteks voor dit sien, ons weet hy gebruik Joël, die profeet Joël, in die laaste dae sal ek my gees uitstort, en ons weet hy gebruik 2 psalms, Psalm 16 en Psalm 110. Nou spesifiek,
Psalm 16, ek gaan dit nou net quoteer. Ons nou nie te veel blaai nie, nou verloor julle my. Psalm 16 se laaste vers sê, en dit is 'n profesie van Joshua, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Nadat hy gesê het, dit is onmoontlik dat Joshua verderwing sou sien. Dit is onmoontlik dat hy daai vernedering sou bly, sal verhoog word. Die opstanding van Joshua is hier die verhooging. Dit is eintlik opstanding, verhooging, verheerliking. En dis waar ons die verborgenheid het van die gemeente. As Paulus in Efesiërs 2 skryf, ons het saam met Joshua gesterf en het saam met hom opgewek. Met ander woorde, saam verheerlik. Saam, omdat ons saam met hom verneder was, hierdie verhooging. Maar wat is dit prakties? Wat is dit vir ons vandag? Hoekom kan ons in die gemeente ons so verlustig, so verbly? Ons siele, ons sê in Afrikaans, jy hef jou siel op. Hoekom? Want ons koning is verrees, hy het opgestaan, hy is verhoog. En in hierdie verhooging, waar ons in Filippense 2 lees, hy is uitermate verhoog, sien ons dat die opstanding moet ons nie ligtelik vat nie. Want ons opstanding is in hom. En dit gee vir ons die volste reg om elke dag, ek wil amper sê soos ons in Afrikaans sê, tel jou kop op. Kyk na bo, jou koning is verhewe, verhoog. En dit maak dat jou siel nie meer verbitterd en in 'n toestand van hopeloosheid en moedeloosheid en vrees en angs 'n gevangene bly nie. Want die uitermate verhoging van Joshua en ons in hom gee vir ons daardie realiteit van God se koninkryk wat gekom het. Dit het gekom. In hierdie prediking, ons sien dit telke male, 2 bladsye aan in Handelinge, nadat Petrus en Johannes daardie lamman by die tempelpoort gesê het, silwer en goud het ons nie, maar wat ons vir jou gee, gee ons vir jou in die naam van Joshua. Onthou nou Filippense 2, hy is uitermate verhoog en hy het 'n naam ontvang. So wanneer Petrus en Johannes preek in die naam van Joshua, is dit omdat Joshua die naam bo alle name het, gesag, autoriteit, heerskappy. So die hele boek Handelinge is die praktyk, is die handelinge van Jahwe in Joshua se verhewendheid, sy opgestane posisie waar hy ons bedien, en ons gaan spesifiek sê, dit gaan oor vergifnis. Dit gaan daaroor dat hy as hoëpriester vergifnis. Ons gaan dit nou al hoe duideliker en duideliker sien. So, ek het gesê 'n paar bladsye aan. Handelinge 4 is die genesing van die man en dan is daar vervolging en Petrus en Johannes word in die gevangenis gegooi en die volgende dag verskyn hulle voor die raad. En dan wil ek spesifiek in Handelinge 5 wanneer hulle weer voor die raad, julle sal sien by vers 17 is daar 'n opskrif, die apostels word uit die gevangenis verlos en weer deur die raad ondervra. Nou wanneer hulle voor hierdie belangrike raad staan, wat is die fokus van hulle getuienis? Vers 31. Wel, ek gaan net weer vers 30 ook lees. Petrus en die apostels het hulle geantwoord, vers 30, Handelinge 5:30, die God van ons vaders het Joshua opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Wat doen Joshua in sy verhewendheid? Wat doen Joshua in sy koninklike majesteit? Hy skenk bekering en vergifnis. Nou daai 2 temas, bekering en vergifnis, het ons, dit is ons lewe. Dit is ons enigste rede. Dit is ons prediking. Dit is ons geloof. Dit is ons belydenis. Jy kan nie uit jouself bekeer nie. Jy kan nie uit jouself uit presteer om vergifnis te kwalifiseer nie. Dis die koning in sy verhewe posisie. Hier staan dit baie duidelik. Nadat God hom as verleidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog het. So baie keer vra ons, wat beteken die verhoging van Joshua vir ons? Wel, dis die hele gemeente se bestaansrede. Daar's nie een enkele siel wat tot bekering kan kom
en wat kan vergifnis van ons sondes ontvang, behalwe die weg, die waarheid en die lewe, Yeshua nie. Maar dit is nie maar net sommer Yeshua nie. Dit is die verhewe Yeshua. Dit is die een wat verhoog is. En dis uit hierdie verhoogde Yeshua, wat die apostels besef het, maar dit maak nie saak of hulle ons in tronke gooi nie. Dit maak nie saak of hulle ons geesel nie. Hier is 'n raad. Hierdie apostels is vissermanne. Hulle is nie geleerd en hulle het nie al hierdie selfvertroue nie. Hulle bestaansrede is Yeshua. Die opgestane Yeshua. Dis elke keer wat Paulus sê, dis op grond van wie Yeshua is, wat hulle elke keer kon opstaan en aanhou, wat hulle kon vergewe, wat hulle kon doen wat hulle gedoen het. En dis wat Paulus vir die gemeente van Filippense wil leer. Die fokuspunt is Yeshua wat verhoog is. As die verskil tussen godsdienst en kultuur en tradisie en 'n ware verhouding met Jahwe. En ek wil elkeen aanspoor, elkeen, die wat ingeskakel is of later hierna kyk. Jy in jou lewe agterkom, ek het 'n geweldige behoefte na bekering. Jy roep soos die profeet uit, Jahwe, as U nie my bekeer nie, dan kan ons nie onsself bekeer nie. Dis die eerlike realiteit van jou lewe. As jy nog dink jy is goed genoeg en jy kies Jahwe, dan dwaal jy. Dan is jy soos die fariseer wat sê, dankie dat ek vas 2 keer 'n week en dankie dat ek so wonderlik is. Elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. Jy sal in jou lewe agterkom, jy's niks. Maar as ons in Yeshua daardie nederigheid sê, Jahwe, ek verlang van U bekering. Ek is saam met Paulus as hy sê in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, kan ek nie doen nie. Daar's in my lewe 'n stryd. Daar's sekere dinge wat ek al volwassenheid bereik het, maar daar is dinge wat vir my regtig 'n stryd is. Waar soek ons hulp? Is daar hulp? Die verhewe Yeshua, want nadat Jahwe hom verhoog het as leidsman, Handelinge 5:31, en verlosser, skenk hy aan Israel, binne die verbond, binne die goedertierenheid van Jahwe, vir sy volk, wat verlore is, wat gehoreer het, wat dit nie waardig is nie, skenk hy bekering en vergifnis van sondes. En as Jahwe in sy verhewendheid jou vergifnis skenk, wie neem dit nie aan nie? Wie omhels dit nie? Wie kan ons beskuldig? Wie kan 'n beskuldiging inbring? As Jahwe sy eie seun wat hy liefgehad het, nie gespaar het, maar vir ons oorgegee het. Wie kan skeiding bring tussen ons en Jahwe? Dood, verdrukking, kanker, smarte. Niemand kan ons skei van hierdie verhewe koning wat aan sy kinders bekering en vergifnis skenk. Dis die band, dis die krag van 'n ware intieme verhouding met Jahwe. En dis my oproep en my begeerte dat ons saam met Hebreërs 6 sal kom tot die volkome sekerheid van ons geloof. Dat ons sal weet uit wie se hand het jy jou bekering? Uit wie se hand het jy jou vergifnis ontvang? Baie keer besef jy, dit het 'n bietjie swaar gegaan met my lewe en ek het bietjie na Jahwe begin soek en jy bou bietjie van jou bekering op jou ervaring. Die realiteit is, die koning in sy verhewendheid skenk vergifnis. Paulus het die gemeente vervolg. Hy het kindertjies laat doodmaak. Hoe leef jy met jou gewete saam? Behalwe as jy van die konings self bekering ontvang het op die pad Damaskus. En van die koning self vergifnis ontvang het, ek het jou vergewe. Baie van ons sukkel om onsself te vergewe. Jy het 'n stryd met 'n skuldige gewete. Voor die koning, as jy uit sy verhewe posisie daardie vergifnis ontvang het, wie kan 'n beskuldiging inbring? Wie kan? En daarom is die fokus wanneer Paulus met die Filippense werk, om Yeshua as die een wat uitermate verhoog is, die een wat in sy verhewendheid, sy naam bo elke naam, vergifnis, redding skenk, om daardie gesonde verbondsbegrip te vestig. Dis krities belangrik. Ek wil so 'n bietjie wys in die res van
die konteks van die Nuwe Testament, hoe hierdie verneder en verhoog tema spesifiek in verband staan met wat het ons in hierdie as-hoë posisie geplaas, die sonde, uit die tuin van Eden gedryf. En wanneer Jahwe sy volk verhoog, dan gaan dit nie oor aardse, ons is nou die wêreldleiers, en ons is nou in die politiek voor nie. Dit gaan oor jou posisie voor sy aangesig. Jy is nie meer wegwerplik nie. Jy is nie meer daar waar jy onrein is nie. Om van onrein na rein, na heilig, afgesonder, uitverkore, bruid, maagdelik rein te beweeg is om verheerlik, verhoog te word. So kom ons dan kyk na die loflied, dan Lukas 1. Lukas 1 blaai ons vers 52 in die begin van die evangelie. Ons het nou gesien hoe die apostels later dit preek daar in Handelinge. Maar kyk na hierdie pragtige lofsang van Maria, toe die engel Gabriël vir haar gesê het dat jy sal swanger word. En die een wat gebore word is Yeshua, Jahwe verlos. Hy tel op, hy red, hy haal uit die put van sonde en vernietiging. Vers 52. Maghebbers het hy van trone afgeruk. Met ander woorde, die wat verhoog is sal verneder word. En nederig is verhoog. En daardie konteks van daardie lied is met die aankondiging van Yeshua se geboorte vergifnis. Die lam van God is die een. Kom ons lees in vers 53 bietjie aan. Hongerig het hy met goeie dinge vervul en ryk is met leende weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink. Ontferming. Jy, deur die storm gejaagde, ellendige, Jesaja 54. Jy wat verwerp was, jy sal, jou maker is jou man, jy sal weer genoem word, getroude. Jy sal weer maagdelik rein. Dis 'n verhoogde posisie, om voor Jahwe te staan, skoon, gewas. So hierdie begrip van vernedering en verhoog, God weerstaan die hoogmoediges. Satan se grootste val is hoogmoed. Dis wat hy in die wêreld graag wil saai is, 'n illusie van ek is iets terwyl ek wegwerplik is. Jakobus 4, ons kyk nou so een of twee tekste. Jakobus 4. In ons toenadering tot Jahwe, nader ons in Yeshua, ons hoëpriester, ons verneder onsself deur te sê, alleenlik in die middelaarskap van Yeshua, as ek dink aan die tabernakel, as ek deur die deure gaan, die altaar en die waskom, die binne heilige, al daardie dinge wat getuig het van Yeshua, tot by die voorhangsel, wat hy in sy vlees geskeer het. Yeshua is die weg. Dis 'n pad van vernedering, is 'n pad van offer, is 'n pad van neerlê, is 'n pad van erken, Jahwe, U alleen. Ek nie my wil nie, U wil. En dit sê Jakobus 4 vir ons, wanneer ons het die belofte, nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis 'n pragtige belofte, maar kom ons sien net wat sê Jakobus nog steeds. Daarby, Jakobus 4 vers 8. Nader tot God. Ek is by vers 8, eintlik is dit vers 6. Vers 6 tot 8. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As ek nou vir julle moet vra op grond van ons boodskap, wat is daai genade? Bekering en vergifnis. Ware verbondsverhouding waar die pottebakker jou verander. In Jakobus se konteks was eintlik, julle bid en julle het nie, want julle bid verkeerd, want julle bring dit deur julle eie begeertes, julle eie welliste, nie hoogmoed, eie sinnigheid. Jahwe sê dit vir Saul in 1 Samuel 15 vers 22. Saul dink hy die wil van Jahwe gedoen. Samuel sê van bly net stil. Bly net stil. Hierdie eie sinnigheid van jou, om jou eie wil te doen in die woord, die weg van Jahwe te verontagsaam, is 'n sonde van afgoderry.
stowery, hoogmoed, is totaal wegwerplik voor Jahwe. Maar aan die nederiges gee hy genade. Vers 7, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, en ek wil dit in hakies sit, wat hoogmoed in jou lewe wil saai, wat leuns wil saai. Onderwerp jou aan Jahwe, onderwerp jou aan Yeshua, sy naam is bo elke naam, onderwerp jou aan sy koninkryk, onderwerp jou aan sy verhewendheid, erken hom vir wie hy is, en die duiwel sal van julle wegvlug. Vers 8, nader tot God in Yeshua, en hy sal tot julle nader, en dan is daar die pragtige fokuspunt, reiniging, breek met die sonde, suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Eergisteroggend se stilte tyd, twyfelaars, haat Jahwe. Dit gaan oor hierdie dubbelhartigheid. 1 Petrus 5. Kyk hoe predik die apostels dit in hulle briewe. Dit word die gemeentes ingeleer, ingeskerp. Dit is nie net Filippense 2 nie, ons bring bietjie verband aan Filippense 2. Filippense 2 staan in konteks met die res van die Nuwe Testament, van Lukas 1 af regdeur tot die einde van Openbaring, wel die hele Bybel. 1 Petrus 5. Vers 5. So boodskap van ons jong mense, almal wat jonk is, jonger is, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. Maar wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Kom ons sien net wat beteken dit Filippense 2, elkeen moenie na sy eie belange omsien nie, maar na die van die ander, die gesindheid van Yeshua. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Gee hy al die geestelike seëninge in Yeshua. En dit is belangrik. Ag, en ons gaan nou weer na daai vers 6 toe kom. Ek wil net ons moet so vinnig na Jesaja 57 toe blaai. Net weer daardie fokus op hoe verhewe, hoe groot is Yeshua nie. Jesaja 57, en wat 'n genade dat hy vir die nederiges genade gee. Jesaja 57. As Jahwe met sy volk werk, wat vol dwaalende gedagtes, vol sypaaie, vol slaggate, vol afdraaipaaie. As Jahwe vir sy volk sê, ek is die weg, die waarheid en lewe, wyk nie links of regs af nie, dan vat hulle al die verkeerde paaie. En dan kom hy weer in herstel, die boodskap van bekering deur Johannes die Doper, Yeshua ensovoorts. Vers 14, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Dis 'n verbondskonteks. Hoor mooi vers 15. Want so sê die hoë en die verhewene wat in die ewigheid woon. En wie sien ons dit in Filippense 2? Yeshua het opgestaan uit die dood, hy is verhoog, uitermate verhoog. Die boek Openbaring sê vir ons baie duidelik, hy sit op die troon, Psalm 110, sit aan my regterhand, tot ek die vyande maak 'n voetbank van die voete. So sê die hoë en die verhewene. Heilig is sy naam, en Yeshua is gegee naam bo elke naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek. En kyk na die genade. En by die verbryselde en nederige van gees. Ons hou net gou daar vas. Ons gedagtes kan nie begryp hoe groot. As ons Jesaja 6 lees van die serafs wat dag en nag uitroep, heilig, heilig, heilig is Jahwe. Serafs beteken brandende vuur. God is lig, daar's geen duisternis. Hy soem vul die tempel, dat die drempelposte bewe. En Jesaja roep uit, wee my. Hy is 'n verterende vuur, hy is suiwer, hy is die hoë en die verhewene wat in die ewigheid woon. Hy is nie gebind aan tydelikheid nie aan materie nie, nie aan niks nie. Hy woon nie net daar nie. Hy woon by die nederige van gees. Met 'n spesifieke doel. Om vir ons dit te gee wat ons nooit kan self werk nie, en dis die lewe, opstanding uit die dood.
Ek lees verder vers 15, om te laat herlewe die gees van die nederiges, nee, dink aan die stollenaars, o God, wees my sondaar genadig, dit uit 'n belofte gehad, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. 'n Persoon wat erken, Jahwe, deur die sonde is ek stikkend. Deur my oortredinge staan ek skuldig. En as Jahwe in sy verhewendheid, die verhoogde Yeshua, jou die vergifnis gee, dan gee hy vir jou die wedergeboorte, die laat herlewe. En ek wil dit saamvat, dis die fokus van vanoggend se boodskap. Laat ons in sy lig lewe. Hoe lyk 'n lewe in Yeshua? Dit getuig van sy koningskap. Dit getuig nie van al ons verkeerde perspektief oor die mens en dit gaan oor getuig jou lewe, dat die koning van die konings aan jou vergifnis geskenk het. Want sy liefde vir ons reflekteer in ons liefde vir mekaar. As jy sukkel om ander mense en jouself te vergewe, gaan terug na die beginsel toe, om te sien hoe die koning in sy verhewendheid, in sy almag, jou kon vernietig het. Hy kon so Sodom en Gomorra die hele aarde uitgewis het. Hy kon met Noag se vloed almal uitgewis. Hy kon, en hy kan, en hy mag, en hy sal regverdig wees as hy dit gedoen het. Maar daar is barmhartigheid by Jahwe. En by die verbryselde hart, die sondaar wat sê, Vader, ek het U nodig. My kinders het U nodig. Die gemeente het U nodig. Ons volk het U nodig. Dis waar Jahwe in sy verhewendheid vergifnis skenk. En as jy dit van hom ontvang, daai gawe, daai totale oortuiging van, ek het dit nie verdien nie, maar ek het hierdie skat, dan sê hy, verniet het julle ontvang, dan gee dit nou verniet. Dan sien jy om jou maat te vergewe is nie so moeilik, as jy verstaan hoeveel Jahwe jou vergewe het. En dis waar Paulus, en ons sluit af met hierdie, waar ons net nou was in 1 Petrus 5, vers 6, die opdrag, die werkwoord, verneder julle dan, 1 Petrus 5, vers 6, ons het net nou vers 5 gelees, maar hy gaan dan voort, nadat hy gesê het, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, vers 6, verneder julle dan. Nou wil ek julle moet mooi kyk, onder die kragtige hand van God. Wie is dit? Dit is die verhewe Yeshua. Dit is die een wat uitermate verhoog is. Sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ag, en jou bekommernis, werp dit op hom. Hy sorg. Moenie met voorwaardes kom nie. Moenie met 'n verdeelde hart kom nie. Werp alles. Werp jou hele lewe voor hom. Verneder jou. Onderwerp jou aan Yeshua, die kragtige hand van God. En wat hy jou skenk, kom uit daai selfde kragtige hand. Kragtige vergifnis. Kragtige bekering. Nie gevoelsbekering, nou voel ek, 'n daadwerklike, volhardende bekering, wat net Jahwe jou lewe kan draai. Dit was so mooi in die vanoggend se gebed. Jahwe is die bruidegom wat voor sy volk uittrek in die wolkkolom en vuurkolom. Daardie pragtige hooglied. Ek is my bemindes en hy stry die stryd vir my. Hy is die een wat vir ons bedien uit sy verhewendheid met kragtige vergifnis, kragtige bekering. En mag dit so ook ons gemeente se getuienis wees vir die jong mense spesiaal, dat jy van jongs af werklik met Jahwe 'n intieme pad stap, 'n eerlike, nie net ek ken mense wat Jahwe dien, ek wens ek was, maar dat jy daai tyd sal vat in jou binnekamer en sê, Jahwe, ek lees van U kragtige hand, ek hoor ek moet my onder U verneder, ek hoor ek moet my aan U onderwerp, U haat hoogmoedigheid, U haat eiesinnigheid, U haat 'n hart wat sê, ek kan, daai buiging. Al die godsmanne,
Of dit nou 'n Dawid was en of dit nou 'n Paulus was en of dit 'n Abraham was en of dit 'n Moses was. Of dit 'n Petrus, almal het gebuig. En Petrus het eers gedink, ek sal u nie verloon nie, tot Jahwe hom gewys het. Petrus, as jy jouself verhoog, sal jy verneder word. Jy sal sien, jy kan nie my dien as ek jou nie liefhet nie. En daarom ons as gemeente, kom ons bou hierdie entiteit, kom ons bou op hierdie woord. In onsself is ons niks. En ons buig voor Jahwe, deur in Yeshua se sterfte en opstanding, ons geregtigheid te vind. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, hoe kan ons ooit vir U die hoë en die verhewene, die alwyse God, die ewige, die onveranderlike, genoeg dankie sê, dat U ons, wat nietig is, wat deur die sonde wegwerplik is, dat U ons verhoog, deur die sterfte en die opstanding van Yeshua, dat ons in Yeshua daardie vernedering, daardie straf van die sonde sien en dan as vrygekooptes, bloedgewaste kinders kan opkyk na U. In die verhoogde status as kinders, as burgers in U koninkryk. Nie net in titel nie, maar in identiteit, in ons hele wese, in ons hartklop kan ervaar, ons is U kinders. Vader, ons bid dat U hierdie woord in ons harte sal laat groei, dat ons dit teenoor mekaar sal uitleef. U goddelike hand in ons lewe sal regeer. Yeshua Messia. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op en ontvang die seën van Jahwe. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.